Deuteronomium, hoofstuk 28. Luister baie mooi na die stem van die Here jou God en kom al sy opdragte wat ek vandag aan jou voorhou sorgvuldig na. Die Here jou God sal jou bo die res van die nasies wat op die aarde is stel as jy dit doen. As jy aandagtig luister na die stem van die Here jou God, sal die volgende seëninge oor jou kom. Jy sal in jou stede en in jou landerye geseënd wees. Jy sal met baie kinders, goeie oeste en groot troppe vee en kleinvee geseënd wees. Jou mandjie sal geseënd wees en oorloop van goeie vrugte en jou knieskottel sal geseënd wees met oorgenoeg brood. Wanneer jy terugkeer van 'n oorlog of uittrek op 'n veldtog, sal jy geseënd wees. Die vyande wat teen jou opstaan sal deur die Here verslaan word. Alhoewel hulle jou uit een rigting sal aanval, sal hulle in 7 rigtings van jou af wegvlug. Oor jou hele gebied sal die Here sy seën stuur. Dit sal kom oor jou graanskure en oor al jou handewerk. Jy sal geseënd wees in die land wat die Here jou God aan jou gee. Indien jy die reëls en regulasies van die Here jou God gehoorsaam en doen wat hy sê, sal die Here jou as sy heilige volk vestig. Dan sal die ander volke wat op die aarde is besef dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is en hulle sal respek hê vir jou. In die land wat die Here jou God aan jou voorouers beloof het, sal die Here jou oorgenoeg van alles gee. Jy sal baie kinders, groot troppe vee en goeie oeste hê. Die hemel, die skatkamer van die Here, sal hy oopmaak om op die regte tyd vir jou land reën te gee en jou handewerk te seën. Baie ander nasies sal by jou leen, maar jy sal nie nodig hê om iets te leen nie. Indien jy mooi luister na al die reëls en regulasies van die Here jou God wat ek vandag aan jou voorhou en dit nakom, sal die Here jou die kop en nie die stert maak nie. Dan sal jy altyd net meer en meer na bo beweeg en nie na onder nie. Jy mag nie ander gode dien of aanbid en op die manier na links of na regs afwyk van al die woorde wat ek vandag aan jou voorhou nie. Aan die ander kant, indien jy weier om te luister na die stem van die Here jou God en al die reëls en regulasies verbreek wat ek vandag aan jou voorhou en dit nie nakom nie, sal die volgende vloeke jou tref. Jy sal in jou stede en in jou landerye vervloek wees. Jou mandjie sal vervloek en leeg wees en jou knieskottel sal vervloek wees sonder brood. Jy sal met min kinders, slegte oeste en klein troppies vee en kleinvee vervloek wees. Wanneer jy terugkeer van 'n oorlog of uittrek op 'n veldtog, sal jy vervloek wees. Oor al jou handewerk wat jy verrig, sal die Here 'n vervloeking, verwarring en bedreiging stuur, tot jy uitgewis is en verdwyn as gevolg van jou dade wat jy gepleeg het en my daardeur verlaat het. En die Here sal dat allerlande peste en siektes oor jou kom, totdat jy uitgewis is van die land wat jy gaan inneem om erflik te besit. Tering en koors en inflammasie sal die Here oor jou bring, en daar sal droogte, brandkoring en roes op jou landerye wees, en dit sal duur totdat jy heeltemal vernietig is. Bokant jou kop sal die hemel koper wees, en onder jou voet sal die aarde yster wees. En die Here sal sorg dat dit net stof reën en jou land verpoeier. Uit die hemel sal dit op jou uitsak, totdat jy heeltemal uitgewis is. En die Here sal toesien dat jy verslaan word deur jou vyande. Alhoewel jy hulle uit een rigting sal aanval, sal jy in 7 rigtings van hulle af wegvlug. En jy sal 'n voorbeeld van skrik vir die res van die koninkryke op aarde wees. En jou dooie liggame sal kos vir die voëls in die lug en die roofdiere op die aarde wees. En daar sal niemand wees wat hulle verjaag nie. Dan sal die Here jou slaan met die swere van Egipte, allerhande swelsels, skurfsiekte en veluitslae wat ongeneeslik is. En die Here sal jou slaan met waansinnigheid, blindheid en sinsverwarring. In die helder sonlig sal jy rondtas soos 'n blinde rondtas in die donker. Niks wat jy aanpak sal voorspoedig wees nie. Daar sal net verdrukking en berowing vir jou wees, met niemand wat jou hulp verleen nie. Jy sal in 'n meisie verloof raak, maar 'n ander man sal haar verkrag. Jy sal vir jou 'n huis bou sonder om ooit daarin te woon. Jy sal vir jou 'n druiweboord aanlê, maar niks van die vrugte eet nie. Jy sal sien hoe jou bees voor jou oë geslag word, maar tog sal jy nie daarvan eet nie. Jou donkie sal gesteel word terwyl jy staan en toekyk, maar jy sal hom nie terugkry nie. Vir jou vyande sal jou kleinvee gegee word, en daar sal niemand wees wat jou te hulp kom nie.
Voor jou oë sal jou seuns en dogters aan 'n ander volk gegee word. Jy sal baie na hulle verlang, maar niks daaraan kan doen nie. 'n Volk van wie jy nog nooit gehoor het nie, sal kom en jou oeste op jou landerye, al jou harde handewerk opeet. Jy sal aanhoudende verdrukking en mishandeling ondervind. En dit sal jou mal maak om al hierdie dinge te sien en te ervaar. Van kop tot toon sal die Here jou slaan met ongeneeslike swere aan die knieë en bene. Jy en die koning wat jy oor jou sal verkies, sal die Here laat wegvoer na 'n vreemde nasie wat nog jy, nog jou voorvaders van geweet het. En op daardie plek sal jy ander gode van hout en klip dien. Onder die volke waarheen die Here jou sal wegvoer, sal jy verbasing ontlok en jy sal 'n bespotting wees. Alhoewel jy baie saad op jou landerye sal saai, sal jou oes maar min wees, omdat die sprinkane dit sal afvreet. En al lê jy vir jou 'n wingerd aan en bewerk dit, sal jy geen druiwe oes of wyn drink nie, omdat wurms dit sal opvreet. Oor jou hele grondgebied sal daar baie olyfbome wees. Tog sal jy glad nie olie hê om jou mee te salf nie, omdat al die olywe sal afval. Alhoewel jy seuns en dogters sal hê, sal hulle nie by jou wees nie, omdat hulle ballinge sal wees. Swerm sprinkane sal die bome en die vrugte in jou land vernietig. Die vreemdeling wat onder julle woon, sal altyd hoër en hoër bo jou uitstyg, en dit terwyl jy al hoe laer en laer afdaal. Jy sal nie aan hom leen nie, maar hy sal aan jou leen. Dan sal hy die kop wees en jy sal die stert wees. Oor jou sal al hierdie vloeke kom. Dit sal jou agtervolg en dit sal jou inhaal. En jy sal uitgewis word, omdat jy geweier het om te luister na die stem van die Here jou God, want jy het nie die reëls en regulasies wat hy vir jou gegee het, nagekom nie. By jou en jou nageslag sal dit vir ewige teken en wonder wees. En omdat jy geweier het om die Here jou God met vreugde en 'n opgeruimde hart te dien oor al die oorvloed wat jy ontvang het, sal jy die dienaar word van die vyande wat die Here teen jou sal uitstuur, in honger en dors en naaktheid en gebrek. Op jou nek sal hy 'n ysterjuk sit, totdat jy heeltemal uitgewis is. Van ver af, van die uiteindes van die aarde, sal die Here 'n nasie teen jou bring, wie se taal onverstaanbaar is, en wat soos 'n arend op jou sal afduik. Sonder enige gesigsuitdrukking sal hy geen respek hê vir ouer mense nie, en ook geen genade betoon aan die jonger mense nie. En hulle sal alles in jou land opeet, jou vee en jou vrugte, totdat jy heeltemal uitgewis is. En hy sal niks van jou koring, jou mos, jou olyfolie, jou beeskalwers of skaaplammers vir jou laat oorbly nie, totdat jy heeltemal uitgewis is. Al jou stede sal hy beleer, en hy sal jou benoud maak, en die hoë versterkte mure waarop jy jou vertroue plaas in die land, sal afgebreek word. In die land wat die Here jou God aan jou gegee het, sal daar in al jou stadspoorte benoudheid wees. Gedurende die belering van jou stede sal jy in benoudheid jou eie kinders, jou seuns en dogters, wat die Here jou God aan jou gegee het, opeet. Selfs 'n baie saggeaarde man sal skeef kyk vir sy eie broer, vrou en oorblywende kinders, en weier om aan hulle 'n stukkie vleis van een van sy kinders waaraan hy eet te gee. Daar sal vir hom niks oorwees tydens die belering en die angs wat jou vyande in jou poorte sal veroorsaak nie. En die saggeaarde vrou wat dit nooit eers gewaag het om met kaal voete op die grond te loop nie, sal skeef kyk vir haar man, haar seun en haar dogter, terwyl sy die nageboorte van haar pasgeborene wegsteek om later alleen te eet weens 'n gebrek aan kos tydens die belering en die angs wat jou vyande in jou poorte sal veroorsaak. Indien jy weier om al die woorde wat in hierdie wetboek opgeskryf staan sorgvuldig te onderhou en op die manier geen respek toon vir die wonderlike en gedigte naam van die Here jou God nie, sal jy en jou nageslag met buitengewone pla deur die Here getref word. Dit sal intense, langdurige pla wees wat skrikwekkend groot is. En die siektes van Egipte, waarvoor jy 'n vrees het, sal hy weer oor jou laat kom en dit sal jou aankleef. Die Here sal selfs al die siektes en pla wat nie in hierdie wetboek opgeskryf is nie oor jou laat kom, totdat jy heeltemal uitgewis is. Selfs al was julle so baie soos die sterre in die hemel, sal daar teen die einde maar bitter min van julle oorbly, omdat daar geweier is om te luister na die Here jou God se stem. Net soos die Here hom daarin verheug het om goed te doen aan julle, sodat julle vermeerder het,
Net so sal die Here hom daarin verheug om julle te vernietig en uit te wis. Dan sal julle verdwyn uit die land waarin jy op pad is om erflik te besit. Van die een kant van die aarde tot aan die ander kant van die aarde sal die Here jou onder al die nasies verstrooi. En jy sal ander gode van hout en klip aanbid, wat nog jy, nog jou voorvaders geken het. En jy sal geen rus vind onder die nasies nie. Vir jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie. Die Here sal vir jou 'n angsvolle hart, verswakte oë en 'n wanhoopige siel gee. Jy sal die hele tyd in lewensgevaar wees en dag en nag vrees vir jou lewe. As gevolg van jou angsvolle hart en die skrikwekkende tonele wat jy sal sien, sal jy in die oggend wens, kan die dag nie maar liewer omwees nie. En wanneer dit aand word, sal jy weer wens, kan die aand nie maar liewer omwees nie. Met skepe sal die Here jou weer na Egipte terugbring, na die plek waarvan ek jou gesê het, die plek sal jy nooit weer sien nie. En op daardie plek sal julle julleself as slawe en slavinne probeer verkoop, terwyl geen koper belangstel nie.